Here, is my deel. Ek het onderneem om U woorde na te kom. Ek het met my hele hart U guns gesoek. Wees my genadig volgens U belofte. Ek het my paaie bedink en my voete teruggebring na U bepalings. Ek het my gehaas en nie getalm om U bevele na te kom nie. In die middel van die nag staan ek op om U te prys oor U regverdige beslissings. Here, U troue liefde vul die aarde. Leer my U voorskrifte. U het goed gedoen aan die kind, Here, volgens U woord. Leer my goeie oordeel en kennis, want ek vertrou op U bevele. Voordat ek swaar beproef is, was ek aan die dwaal. Maar nou kom ek U woord na. U is goed en doen goed. Leer my U voorskrifte. Dit is goed vir my dat ek verneder was, sodat ek U voorskrifte kon leer. Die onderrig uit U mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Amen. Goeienaand, baie welkom weer vanaand by ons Pinkstergeleentheid. Kan jy glo, ons is alweer amper klaar nie? So vanaand gaan ons gesels oor die omgee van die herder, die eintlik onverstaanbare, groot omgee wat God vir ons het. Soos wat ek gisterand gesê het, een van die mense wat daar geskryf het, dat God se belangstelling in jou en sy betrokkenheid by jou is baie groter as wat jou betrokkenheid by jouself kan wees. So intens en so geweldig is dit. Nou, een van die maniere waarop 'n mens ook bietjie meer met die woord kan stil word en in die woord kan inkom, om te luister na wat God met jou wil deel, is om jou in te leef asof jy daar is en deel van die storie te word. Nou, dit is ook so dat die hele Bybel is so geskryf, ek weet nie of julle het al opgelet het nie, die Bybel is vol stories, dwarsdeur, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. Is dit verhale van mense, en nie superhelde nie. Dis nie soos, jy weet, ons vandag vir die kinders hierdie superhelde stories wys nie. Dis doodgewone mense soos ek en jy. Mense met foute, met gebreke, met swakhede. Want dit wys vir ons hoe God werk met mense soos ons, wat ook nie superhelde is nie. Dit is sulke eg menslike stories. Sodat as jy jou in die storie inleef, dan is dit so maklik om jou te vereenselwig met daai karakters. Want hulle was mense soos ons. En vanaand wil ek dit doen, net een van die karakters, een van die disippels, my inleef in sy storie. Ek doen dit baie gereeld, ook as ek stil word. En dit tref my elke keer, as ek my in so 'n karakter inleef, asof ek die persoon is. En die gesprekke wat daai persoon met Jesus gehad het, beleef, asof hy dit met my het. Dan gaan daar net nuwe goed vir my oop, rondom wat daar gebeur het. So, dit is ook 'n baie ou metode van stil word met die woord, en ek wil dit nou so doen vanaand, om julle aan te moedig, om dit ook self te gaan beproef en te doen. So goed, vanaand is ek dan Petrus, die disipel Petrus. Nou, ek wil vir julle iets van my storie vertel. Weet, dit het baie onverwags gebeur. Ek was 'n doodgewone visserman,
Die een ding wat ek baie van geweet het, was visvang. Was gereeld langs die viswaters. Geweet wanneer om uit te gaan en wanneer dit onnodig is en wanneer ons eintlik niks sal kry nie. En ons is maar 'n ou rowwe klomp gewees. Ons het maar daar heeldag by die vissersbote en julle weet maar hoe gaan dit met vissermanne. En toe op 'n dag, toe staan hierdie jong rabbi daar. En ek sien hy hou ons so dop. Ek was so half skaam want ek is nou nie, jy weet, 'n ou van daai mak ouetjies nie. En ek het so half probeer sy oë vermy, maar dit is net asof ek dit nie kon regkry nie. En op 'n stadium met sy oë my gevang en toe is dit asof dit my oë vashou. En ek net nie anders kan as om vir hom te kyk nie, want daar was net 'n ander manier van kyk. So asof hy na my kyk op 'n manier wat sê, ek weet van jou, ek ken jou. En toe sê hy net 'n paar woorde. Volg my. Ek sal jou 'n visser van mense maak. Dit was, jy kon soos 'n koue emmer water wat op my omgekeer is, ek het hoendervleis gekry, ek het net gevoel, maar praat hy met my, is dit vir my bedoel, sien hy my raak, maar dit was so intens, ek kon nie anders nie. Ek het net alles net so gelos, my net daar gelos en agter hom aangeloop. En van toe af was niks weer ooit dieselfde nie. Nou jy weet, dit klink miskien vir jou na 'n normale ding, dat hy ons 'n paar ouetjies daar so geroep het in die begin om sy disippels te wees. Maar dit was alles behalwe normaal. Ek meen, niemand soos ons vissermanne, en soos ou Leefie die tollenaar, en soos Simon die Seloot, ek meen, hy was 'n ou van 'n ondergrondse, in julle taal 'n terroristeorganisasie. Sulke ouens te roep vir disippels. Dis ongehoord. Die ouetjies wat disippels geword het, was hierdie smart ouetjies wat goed gedoen het en die wet en die profete geken het en omtrent uit hulle koppe geken het. Wat heeldag met boeke gesit het en in die Bybel gesit het. Hulle kon disippels word, nie ons nie. Maar hy het vir ons gekies. En ons het saam met hom begin rondbeweeg. En dit was ook waar hy heel anders was as die ander rabbies. Jy weet, die ander rabbies het hulle disippels gevat en daar in 'n klaskamer gaan sit en heeldag met die geskrifte en die boekrolle bestudeer, bespreek en gesels. Hierdie rabbi het met ons gestap, van dorp na dorp, in die stofstrate. Elke dag met mense gewerk. En ons het gesien hoe hy teenoor mense optree, hoe hy met hulle praat. Ons het dit gehoor. Ons het ervaar wat sy menswees aan mense doen. Sy goedheid, sy omgee, sy sorg. Kan jy jou verbeel om saam met Jesus te stap elke dag? Sommige hier vroeg al, 'n verlamde man gesond gemaak. Ander dag 'n melaatse man. Dan weer 'n blinde man. Ek meen, dis nie lankie, dan word jy die oggend wakker en dink jy, wat gaan vandag gebeur? Daar's geen grense aan wat hy kan doen nie. Maar is nie net hoe hy mense gesond gemaak het nie, ook hoe hy met hulle gepraat het, hoe hy hulle behandel het, hoe hy omgegee het. Vir mense wat uitgestoot en uitgewerp is deur die samelewing, by hulle het hy gaan stil staan. Vir hulle het hy omgegee. So het ons aangegaan, baie geleer, baie ervaar, en ek het later begin voel, jy weet, dat Jesus vir my en vir Jakobus en Johannes so half as sy binnekring begin sien, en dit het my nogal goed laat voel. Ek het nou gevoel vir die eerste keer in my lewe, is ek ook iemand. En toe op 'n dag, het is weer so 'n hele klomp groot skare mense daar gewees, en hier vra Jesus vir ons so uit die bloute uit. Wie sê die mense is ek? En die een sê, Here, hulle sê, is Elia, of 'n profeet, of hulle raai maar. Toe sê, maar wie sê julle is ek? Toe sê ek, Here, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe sê Jesus vir my, gelukkig is jy Petrus,
seun van Jona. Want dis nie mense wat dit aan jou openbaar het nie, maar God self. En jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En selfs die woede van die doderyk of wat ook al sal niks daaraan kan doen, sal dit nie kan stop nie. En alles wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En wat jy op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Wauw, jong, dit het my nou eers goed laat voel. Ek het nou begin voel, hy sien iets in my. Miskien is daar baie meer in my as wat ek self geweet het, en ek het nogal bietjie begin grootkop kry daaroor, en goed gevoel en begin wonder of die ander disippels, jy weet, ook nou raak sien en hoor. Ek is daarom nog nie sommer, ek weet net, hulle gehoor wat sê Jesus. So is ons daar weg, en ek het hierdie dinge maar so in my hart gehou, en toe op 'n dag roep hy weer vir my en vir Jakobus en Johannes, en hy sê, kom saam met my, en ons gaan daar teen 'n berg op. En toe ons daar bo op die berg kom, ja, dit was 'n ongelooflike ervaring. Skielik toe daar 'n helder lig, en daar staan, en Jesus self, sy hele gewaad het geblink, het gestraal, geskyn. Dit was 'n lig wat jy kon nie daarna kyk nie. En ons het so probeer loer, en ons sien maar daar's 3 figure, en besef maar dis Jesus en Moses en Elia, en ek gedink, wow, wat 'n hemelse heerlikheid om hier te wees, want in daai oomblikke was hy nie meer net mens nie, ons kon sy goddelikheid ervaar en sien. En ek het dadelik weer, ek sê vir hom, Here, kan ons nie hier bly nie, ons kan 'n paar hutte bou, elke vir u hutte, vir Elia hut, en vir Moses se hut, dan bly ons hier. In die volgende oomblik is daar hierdie stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun. Luister na hom. En op daai oomblik het ons 3 net plat geval op die aarde, ons kon nie meer kyk nie, ons kon nie meer op ons voete staan nie. Dit was die heerlikheid van God wat daar teenwoordig is. En toe ek weer opkyk, toe is alles weer normaal. Ons was stil, ons het nie geweet wat om te sê nie, en ons stap so teen die berg af, en ek het begin dink, wat ek vir almal gaan vertel, en hoe ek vir hulle gaan vertel wat daar gebeur het, en hoe groot dit was, en hierdie finale, vir my, bevestiging dat Jesus God is. Terwyl ons nog so stap, en ek dink wat ek gaan sê, toe sê hy vir ons, net vir julle vra om niks hiervan te sê of te vertel, voordat die Vader my nie verheerlik het nie. En voordat ek nie teruggekeer het na die Vader toe nie. Wow. Dit was nou nogal moeilik. Ek meen, ek het gebrand om daaroor te praat, en nou sê hy, ons moenie daaroor praat nie. En kort daarna, toe ons nou net daar afkom van die berg af, en weer begin gesels, toe sê hy vir ons, ek meen, toe daar nou al 'n paar jaar verloop, sê hy vir ons moet nou na Jerusalem toe gaan, want die tyd is naby, dat ek gevange geneem gaan word, en tereggestel gaan word. En ek was so ontsteld, en ek het onmiddellik gesê, Here, asseblief, nee, dit kan nie gebeur nie, ons moet 'n plan maak, ons sal dit stop, Here, dit sal nooit gebeur nie. En hy het so rustig na my toe omgedraai, en vir my gesê, gaan weg agter my Satan, want jy stel nie belang in wat God wil nie, maar wat in mense wil. En dadelik is ek weer plat op die aarde. Ek meen, 'n paar dae gelede het hy vir my gesê, ek is die rots waarop hy sy kerk wil bou. Nou noem hy my die teenstander, dat ek teenstaan wat God wil doen. Satan is 'n teenstander. Ek het alweer geflop. Ek meen, ek is so baie, was ek oorhaastig, het ek net te gou gepraat en te vinnige dinge gedoen. En toe voel ek weer niks, ek is niks. En ek het net besef, maar daar is geen rede om ooit op enigiets trots te wees nie, want ek gaan dit nooit reg kry om die dinge reg te doen soos dit gedoen moet word nie. Dit het nogal 'n ruk by my gebly. Maar terwyl ons nou die reis voortsit,
toe vra hy weer vir my en Johannes een dag, toe ons nou op pad Jerusalem toe is, om te gaan voorberei daar by iemand se huis, in 'n bovertrek, vir die Pasga, wat ons sou saam vier. En ek en Johannes is vooruit, en ons het alles reggemaak, en gereed gekry daar, vir Jesus, en vir die ander disippels, om te kom. Hulle het later die middag daar aangekom, en almal het hulle plekke ingeneem rondom die tafel. En toe skielik, toe is daar so ongemaklike stilte. En almal kyk so half ongemaklik rond, en loer so onderlangs na my en Johannes, en tog ek, aarde alweer. Ons het skoon vergeet om te reël vir 'n slaaf, om ons voete te kom was. Wat nou? Ek het nog in my kop probeer planne maak, en begin dink, wat gaan ek nou doen? Want ek meen, geen een van ons sou dit ooit doen nie. Ek meen, mekaar se voete was. Ek meen, nee, dis 'n slaaf se werk. Dit sou ons nie doen nie. In die volgende oomblik, toe staan hy op. En hy het sy boekleed uitgetrek, en 'n doek om hom vasgemaak, en hy het toe 'n skottel water gevat, en so aan die kant begin, en op die ry af, elkeen se voete gewas. En ek het daar gesit, en hom dopgehou, en besef, maar, dis alweer omdat ek opgemors het. En hy het nader gekom, voor my kom kniel. Ek sê, nee Here, nee, U sal in der ewigheid nie my voete was nie. En hy het opgekyk in my oë, net rustig gesê, Petrus, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Toe het ek gesê, ja, Here, nou maar, dan nie net my voete nie, Here, dan ook my hande en my gesig. En hy het weer gesê, nee, maar, die een wie se voete gewas het, is al wat nodig is, dis nie nodig vir enigiets meer nie. En toe het ek daar gesit, en hier was hy, die koning van die heelal, op sy knieë voor my, Petrus. Om my voete te was. Met soveel liefde. Soveel omgee. Vir my wat so baie droog maak. En hy klaar gemaak, op die ry afgegaan. Almal was doodstil, niemand kon iets sê nie. Toe het hy weer sy plek gaan inneem, en opgekyk. Hy sê, een van julle gaan my verraai. Ek het weer so koue beklemming om my hart gekry en net gedink, maar hoe is dit moontlik? Ons is al amper 3,5 jaar saam met hom, wat ons saam met hom loop. Ons het so naby mekaar gekom, almal is so lief vir mekaar, hoe kan hy dit sê? En hy sê, Here, maar nooit, dit kan nie wees nie. En almal het gesê, wie ek, Here? Nee, maar dit kan tog nie wees nie. En Johannes het altyd naby Jesus, hy het so langs Jesus gelê, en ek het vir Johannes beduie, vra net vir hom, wat bedoel hy, wie is dit? En ek het gesien, hy het vir Johannes iets gesê, en toe het hy sy hand in die skottel gesteek, en 'n stukkie brood gevat, en het in die sous gedruk, en vir Judas gegee, en gesê, wat jy wil doen, gaan doen dit gou.
En Judas het so half vererg opgestaan en uitgestap en niemand het mooi verstaan wat aangaan nie. Ons het aanvanklik gedink Jesus het mag sê hy moet gaan iets doen of kos gaan koop of iets want hy het die geldbeers gehad. En ons het weer daar gestaan en begin praat en ja, en dit was die ergste van alles toe ek die eerste keer vir Jesus sê, maar Here, ek almal kan dit doen, maar ek sal U nooit verloon nie. Toe sê hy vir my, Petrus, voor die haan môreoggend kraai, sal jy my 3 keer verloon. Ek sê, nee, Here, nie ek nie. Ek is committed, ek is saam met U, ek sal dit nooit doen nie, Here, ek sal nie. En toe ons klaar geëet het en daar wegstap, toe gaan ons weer op terug na Getsemane, toe die tuin van Getsemane, so aan die ander kant Jerusalem, teen die bult uit. Daar het hy gaan bid. En hy het vir ons gevra om saam met hom te waak, maar ons was so moeg, ons kon net nie wakker bly nie. Laaste keer toe hy terugkom het hy vir ons gesê, kom, tyd is naby. Ons het teruggestap en net toe kom die soldate daar aan en Judas was saam met hulle en hulle kom en Jesus vra dood rustig vir hulle, vir wie soek julle? Hy sê vir Jesus van Nasaret. Hy sê, maar hier is ek. En toe val hulle agteroor. Dit was asof hulle aanvanklik net nie so ver kon kom om hom gevange te neem nie, maar toe op die einde, toe vat hulle hom. En toe dog ek, nou sal ek myself bewys en ek het daar so kort kapmes uitgeruk en ek slaan daar na die een ou en ek slaan so half mis en ek slaan sy oor af, maar jy sien dit bloed loop en ek dog, ja nou sal ek wys wie ek Petrus is. Maar Jesus draai weer om na my toe en sê, Petrus, sit terug jou swaard. En toe tel hy die man sy oor op en hy sit hom terug en hy genees hom met soveel liefde. En toe stap hy rustig saam met hulle. En ons het daar verwilderd en bang gestaan, nie geweet wat om te doen nie. En van die ouens het begin weghardloop en ek het gedink wel, ek wil nou nie weghardloop nie, so ek het so op 'n afstand gevolg en net gekyk waarheen gaan hulle, dat ek dan weet waar hulle is en hulle is daar in die binnehof gewees van een van die huise en Johannes het van die ouens geken en hy het vir my gehelp om ook in te kom, dat ek dan binnekant kan staan en Jesus was daar besig, was hulle besig met hom verlang, het hulle hom ondervra en was hulle besig om allerhande goed by hom in 'n hoek te probeer dryf. En ons het hier om die vuur gestaan en net toe ek daar inkom, toe sê een van die ouens daar by die hek vir my, maar jy's ook mos een van hulle. Ek sê, nee man, nee, ek weet nie eintlik wie is die ou nie. En ek is daar later gaan staan by die vuur en hier kom 'n diensmeisie en sy sê, maar jy is ook mos een van sy disippels. Ek sê, nee man, ek ken hom glad nie, ek weet nie wie hy is nie. En toe so waar, toe kom maar nog 'n ou. Hy sê, maar ek het jou mos gesien daar saam met hom en die ander disippels. En toe het ek sommer so kragwoord gebruik en sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. Wat bedoel jy? Want ek was so bang, net te vang hulle my ook. En ek wil mos nou naby hom. En toe kraai die haan. En ek het so opgekyk. En op daai oomblik toe kyk Jesus om na my toe. En ek het so gewens, hy wil net vir my sê, iets in sy oë vir my wys, ja, ek het jou mos gesê, ja, sien jy? Maar dis nie wat ek gesien het nie. Al wat ek gesien het was liefde, begrip, omgee. Dis oké, Petrus. En ek het omgedraai en uitgehardloop in die nag in, net gehuil en gehuil. Hoe was dit moontlik? Was seker die ergste nag van my lewe. Julle weet die storie wat gebeur het daarna. Almal van ons was eintlik maar te bang om naby te kom. Johannes het wel nader gegaan. Ons het so op 'n afstand gekyk. Jesus is gekruisig.
'n graf neergelê. Ons het daar eenkant by mekaar gekom, ontnigter, bang, onseker, wat nou? Hoe gaan ons verder sonder hom? Waaroor het alles gegaan? Hoe kan dit so eindig? Hoe is dit moontlik? En toe natuurlik daai Sondagoggend, toe Maria Magdalena daar aangehardloop kom en vertel, hy's nie daar nie, hy's nie in die graf nie, hy's weg. En ek en Johannes het gehardloop en gekom daar en gesien, dit is waar, dit is leeg, die graf is leeg, hy's nie daar nie. Maar ons het ook nie geweet wat aangaan nie, so ons is maar weer terug daarna, en 'n ruk later kom Maria Magdalena weer en sê, sy het hom gesien, hy leef. Hy het opgestaan, en hy het met haar gepraat, en hy het gesê, sy moet ons kom roep, en hy wil ons sien op 'n sekere plek. Wow, wat 'n verligting. En toe was daar weer hierdie ontmoetings met hom, maar nie soos voorheen nie. Hierdie keer was dit net kort rukkies wat ons by hom was, en met hom gepraat het tot daar op die einde, net voor hy terug is na die Vader toe, en ek het vir die ouens gesê, hoor jy, ek gaan nou maar visvang, ek kan nie hierdie ding hanteer nie, ek kan nie so aangaan nie, ek kan nie nou, jy weet, ons weet nie wat nie, ons weet nie waartoe nie, ons weet nie hoe nie, ek gaan nou maar visvang, en ons is daar in die viswaters in, en ons het weer lang gesukkel en niks gekry nie, en hier vroegmôre sien ons weer daar op die strand 'n figuur. En toe sê hy vir ons, gooi die nette aan die ander kant uit. En toe daai nette soos keer van die vis amper, toe weet ek, dis hy. En ons is daar uit, en hy het al 'n vuurtjie gemaak, en ons het saam met hom daar vis gebraai, en gesels, en ek het gewonder, wat nou? Wat's volgende? En toe vra hy vir my, Simon, het jy my regtig baie lief? Daai vraag het diep gesny, want het was nog so vars in my, wat gebeur het daai nag. En ek wou nie weer te vinnig praat nie, en ek het so half skaam gesê, ja Here, ek hou baie van U. En hy sê, laat my lammers wei. En na rukkie vra hy vir my weer, Simon, het jy my regtig baie lief, meer as hulle hier? En weer sê ek, ja Here, U weet alles, U weet tog dat ek U lief het. En 'n derde keer vra hy dit vir my. En toe kyk hy weer vir my soos, en ek het onthou, dit was dieselfde kyk as daai heel eerste keer. En hy sê vir my weer, volg my. En toe sit asof iets net oopgaan. Dis nie verby nie. Dit het nou maar begin. Wat ons nou gedoen het tot nou toe, was eintlik net opleiding. Ek kan nie ophou om sy volgeling te wees nie, ek kan nie ophou nie. Ek kan nie ophou om sy disipel te wees nie. En daarna het hy ons by mekaar gekry en vir ons gesê, ons moet wag in Jerusalem vir die belofte van die Vader, die belofte wat hy ons van vertel het, dat hy gesê het, hy kom terug na ons toe. Hy gaan saam met ons, hy gaan by ons wees tot aan die einde van die tyd, en die Heilige Gees gaan in ons kom woning maak, saam met hom en die Vader. Toe besef ek, maar dis die storie, dis waaroor dit gaan. Hy het die pad oopgemaak vir almal. Nie net vir ons 12 nie, vir almal om sy volgelinge te wees, sy disippels te word. En daarom het hy vir ons gesê daar op die einde, gaan nou uit, gaan vertel, gaan gee die goeie nuus, elke mens kan nou onder die heerskappy van God leef, en vir God toelaat om deel van jou lewe te word, om in jou te kom leef. En julle 12 moet hierdie boodskap die wêreld indra. Daai dag, op Pinksterdag, toe die Heilige Gees kom, toe is al die vrees weg. Dit was onmoontlik om weg te hardloop. Hulle het ons gedreig, hulle het weer
was nie baie vriendelik met ons nie. Maar ons almal het net opgestaan en spontaan begin praat oor hom en oor wat gebeur het en vol van vreugde en vol van die krag van die Gees en ons almal maar ons eie taal gepraat, maar ons agterna gehoor, hulle het ons almal in hulle eie tale gehoor. In verskillende tale het hulle ons gehoor, alhoewel ons maar almal Aramees gepraat het. En so het die volgende hoofstuk begin. Van mense wat geroep word om hom te volg. Maar jy weet, ons het die voorreg gehad om fisies by hom te wees, maar dit kon nie aanhou nie. En as mens kon hy nie altyd by elkeen van ons wees nie. Daar was tye wat ons alleen was, en tye wat ons oor dinge gewonder het, en tye wat ons onseker was, en dan moet ons eers weer by hom hoor, wat nou en hoe nou. Maar nou is dit anders. Nou is hy altyd by elkeen van sy kinders. Altyd teenwoordig. Toe dink ek weer daaraan wat hy daai aand na hy ons voete gewas het. Toe het hy sê, 'n nuwe gebod gee ek vir julle. Julle moet mekaar lief hê. Toe het ek aanvanklik gedink, maar Here, dis tog nie 'n nuwe gebod nie. Dit kom al deur ver uit die wet en die profete, baie lank terug, het die volk al die opdrag gehoor. Maar toe voeg hy by, soos ek julle liefgehad het. Toe weet ek, dit is nuut en vars. Want niemand het nog ooit soos hy liefgehad nie. Niemand het nog so na mense gekyk soos hy nie. Niemand het so min veroordeling vir mense gehad soos hy nie. Niemand het soveel omgegee soos hy nie. Niemand kon dien soos hy nie. Om op sy knieë vir my en vir elke mens, vir elkeen van sy disippels te kom buk en die werk van 'n slaaf te doen. Daar was nog nooit so 'n liefde nie. En dit het hy gesê, so moet julle nou mekaar lief hê. En hieraan sal die wêreld dan weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Is dit wat die wêreld sien as hulle vandag na ons as sy disippels kyk? Kom ons bid saam. Ek vra dat jy weer in 'n paar oomblikke net vir die Here self sê wat op jou eie hart nou is. U, Here, is my deel. Ek onderneem om u woorde na te kom. Wees my genadig in my swakheid. Ek soek u guns met my hele hart, Here. Wees my genadig volgens u belofte. Ek wil my paaie bedink en my voete terugbring na u bepalings. Ek wil my haas, Here, om te luister wat u sê en te doen wat u vra. Here, ek wil so bewus bly van wie u is, dat ek selfs in die middel van die nag sal opstaan om u te prys, u naam groot te maak. Want u troue liefde vul die hele aarde. Leer my u voorskrifte. Here, voordat ek swaar beproef is, het ek baie gedwaal. Maar in my beproewings het ek u beter leer ken. Want u is goed en u doen goed. U probeer nie goed wees nie, Here, u is net goed. Die onderrig uit die mond is my beter as duisende stukke goud en silwer. Geef my insig, Here, ek wil u bevele leer.
En op u woord wag ek. Laat u troue liefde tog vir my tot troos wees. Laat u ontferming my deel word, en vir elkeen ook vanaand van ons wat hier is, sodat ons kan lewe soos u bedoel het, want u woord is ons vreugde. Amen.